so vinnig sal kyk, ek hoop julle kan sien, so op hierdie bokse, hierdie kant is ons jaarthema, hier's Glory, Our Story, aan daai kant ook die kroon in die Hebreërs skrif, en aan die agter in ons studio, waar ons alles video's maak, is 'n groot banner wat sê, hier's Glory, Our Story, en dit is ook ons tema vir hierdie jaar. Nou, ek weet, ek herhaal dit elke week, en ek wil dit herhaal, so dit is intentioneel. Die feit dat Jesus sê, sy heerlikheid is ons storie. Dis nogal 'n ding vir jou brein, né? Om uit te figure. Dat as jy dink aan Jesus, ons het laasweek oor sy heerlikheid gepraat. As jy dink aan Jesus, dat hy sê sy heerlikheid, dieselfde heerlikheid wat die Vader vir my gegee het, gee ek vir julle. Jou breinkapasiteit sukkel nogal om dit te verwerk, maar dit is God se plan vir jou. Jy sal van die Ou Testament af sê die Here, dan praat hy deur die profeet, dan sê hy, ek weet wat 'n planne ek vir julle het. Dis hoopvolle planne. Dis planne van die heerlikheid. Dis hoe God oor die mens dink en hoe hy oor die mens voel. So, ons het die afgelope 2 weke, ons is vandag by week 3, ons het 4 weke met hierdie tema, het ons gepraat oor His glory. Wat is God se heerlikheid? Wat is sy glory? En ons het eerstens gesê, ons sien dat Jesus sterf, opstaan uit die dood uit, dat hy gaan sit aan die regterhand van God, en dan sê Hebreërs dit so mooi vir ons, hy is deur die Vader met eer en heerlikheid gekroon. Hy's 'n koning. Jesus is Here, hy's die Here van alles, hy's die ewige koning, hy's die laaste koning, hy's die koning wat vir altyd sal regeer, hierdie koninkryk het begin, en dit is vir altyd, dis ewig, daar kom nooit weer 'n ander koninkryk nie, inteendeel, ons wag vir die volmaakte openbaring van hierdie koninkryk hier op aarde, wanneer Jesus kom om weer te regeer. So ons het gesê, Jesus is Here, laasweek het ons gesê, God se teenwoordigheid is sy heerlikheid. Dis wat die woord heerlikheid in die Nuwe Testament ook is die woord doxa. Dis waar ons kerk se naam vandaan kom, die doxa van Deo, die heerlikheid van God. En doxa beteken die teenwoordigheid van God wat nou geopenbaar word aan almal deur Jesus. Tot die voorhangsel skeur. Dis God se teenwoordigheid nie net meer in die allerheiligste nie, maar dis vir ons, en ons word genooi om in daai teenwoordigheid te leef. Nou vir vandag en vir volgende week gaan ons nou so bietjie, ons gaan altyd praat oor His glory, want dis ons fokus, maar ons gaan vandag net so bietjie skuif en volgende week na Our Story toe. Ons storie. As God dan sê, sy heerlikheid is ons storie. Dis ons lewensstorie. Hoe lyk ons lewensstorie? Wat beteken dit? Wat beteken dit as God se woord ook sê, sy heerlikheid is nou ons heerlikheid? Nou, ons gaan nie alles kan uitlig van wat dit beteken nie, maar ons wil by iets baie spesifiek stil staan rondom hierdie heerlikheid en hoe hierdie heerlikheid werk, want ons sien dit ook in die lewe van Jesus, hierdie heerlikheid, dis hoe dit gewerk het, en dan gaan ons so bietjie in dit indelf. So, jy is welkom jou Bybel te vat, of jou telefoon, en saam met my te gaan na Matteus 16 toe. Ons gaan vandag 'n klomp verse uit Matteus 16 uitlees, en dis goed om baie keer sommer net so 'n hoofstuk, of 'n groot gedeelte van 'n hoofstuk te vat, en deur te praat. Ons gaan vandag stil staan by Matteus 16. Ek gaan vir jou begin lees by vers 13, wat sê, en toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek is? Of wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. So net in hierdie antwoord van die disippels, sien ons hoe die mense van daai tyd saam wie Jesus geleef het, hom gesien het. Nee, hier's die antwoord. Hulle sê, party mense sê, is Jeremia, party mense sê, is Elia, party mense sê, is Johannes die Doper, so hulle is so 'n bietjie deur mekaar, en ander sê, is een van die profete. En daai gedeelte is 'n groot sleutel gedeelte van hierdie vers. Van hulle sê, dat u is een van die profete. Nou, daai dra baie gewig. Want wat dit beteken het, is dat al die profete van die Ou Testament het aangekondig.
Hulle het gesê, dat iewers, dit verklaar omdat hulle het geglo het, dat iewers in die toekoms gaan God iemand stuur, 'n Messias, of 'n koning, dit het, soos wat die Ou Testament ontvou het, al hoe meer definisie gekry, nee, maar hy gaan iemand stuur, en hierdie iemand gaan die dinge wat hier op die aarde verkeerd is, gaan hy regmaak, en hy gaan dit regmaak deur sy koninkryk wat hy gaan bring. So dis hoe die Ou Testamentiese profete dit aangekondig het, en hulle het dit verwag, en hulle was op die uitkyk op, daai dag gaan kom. Daai dag gaan kom, wat God iemand gaan stuur, om sy koninkryk te bring. Maar hierdie mense, wat nou daar is, sien dit nie van Jesus nie. En dan gaan Jesus verder, dan sê hy, vers 15 en 16, maar hy sê vir hulle, maar julle, dis nou die disippels, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord, en hy sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Nou ons het al baie gepraat oor dit, weer eens, ons gaan nog baie oor dit praat, want dit is so integraal deel van die evangelie wat ons glo, nê? Die woord Christus het al sy oorsprong vanaf die Ou Testament in die Nuwe Testament, en Christus beteken gesalfde. Ek wil net vir jou so 2 voorbeelde gee. Hoor gou-gou, Psalm 2. Psalm 2 is 'n psalm, ek sê baie keer plak die skrif op jou yskas, maar Psalm 2 moet nou ook yskas toe gaan, hoor. Psalm 2 is 'n messiaanse psalm. Dis 'n psalm wat vertel van hierdie Messias wat gaan kom, en dis die woorde van God. En hoor wat sê vers 6. Hy sê, ek is God, ek het self my koning gesalf. Dis die woord Christus daar, gesalf. Daniel is ook een van die profete wat ook vertel van hierdie koning wat gaan kom. Daniel gebruik die woorde in Daniel 9 vers 25. Ek het nou vir jou net daai woorde uitgehaal. Hy gebruik die woorde, hy gaan 'n gesalfde wees. Hy gaan 'n vors wees. En hier terwyl die mense glad nie sien wie Jesus nie, het Petrus 'n oomblik waar hy sien wie Jesus is, en hy sien dat Jesus is die Seun van God, hy is die een wat God gesalf het om koning te wees, om sy koning te bring. Dit waarvan al die profete gepraat het nou gebeur, dis nou hier. Nou die Bybel is incredible. Ek sê mos altyd, as ons nou eendag nou in die nuwe hemel en aarde, as ons nou gaan terugkyk seker, dink ek vir 1 miljoen jaar of langer gaan ons monde net oophang oor al die verstommende goed van God. Weet jy wat gebeur in hierdie storie? Jesus vat sy disippels, baie interessant, hy vat sy disippels uit Galilea uit, en hy stap 2 dae met hulle, het was omtrent 2 dae se stap, na Caesarea Philippi toe. En hy vat hulle daarheen om vir hulle hierdie vraag te gaan vra. Wie sê die mense is ek? En wie sê julle is ek? Hoekom het Jesus dit gedoen? Spesifiek, daai plek, Caesarea Philippi, was net 'n klomp jare van tevore, was die naam verander deur Herodes Philippus, en hy het hierdie plek vernoem na homself, Herodes Philippus Philippi, en na Caesarea, na die keiser. En hy het dit juis gedoen om te sê, hier in Caesarea Philippi het die Romeinse ryk nou die beheer en die mag. Ons regeer hier, dis hoekom ons hierdie naam verander. So Caesarea Philippi, so hy was soos, dis nou 'n bietjie geskiedenis, maar daar was een koning gewees van alle konings, of een keiser van alle konings, en dit was nou natuurlik die keiser gewees, en dan het hy verskillende streeksbeheerders gehad vir die Romeinse ryk, wat 'n tetrarg of 'n tetrarge genoem was. En dit is wat Philippus was. Hy was 'n tetrarg, maar Augustus was die keiser gewees, en hy was die koning van alle konings. En dis hoekom hierdie naam na dit toe verander word. Dit was so groot, dat selfs op die geld, op die muntstukke, het gestaan Son of the Deified One, wat beteken het, hy was die seun, die keizer, van 'n goddelike. So hulle het die keizer gesien, as afkomstig van 'n goddelike figuur. En Jesus vat die disippels 2 dae se stap verder, om juist daar, strategies, vir hulle te gaan vra, wie sê julle is ek?
Wie sê julle is ek? En hier kry Petrus die openbaring. Jesus, die Seun van God, wat nou hier is. Hy's die een, hier staan hy voor ons. En hy is gesalf, God het hom gesalf as die koning. En dis nie 'n koning wat deur mense verklaar is as 'n koning nie. Dis iemand wat deur die lewende God verklaar is as 'n koning. So is iets groots wat hier gebeur. En Jesus se reaksie op Petrus se antwoord is die volgende, vers 17. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Petrus se openbaring, onthou Petrus het nog nie gelees wat ons al lees en weet wat ons alles weet nie. Petrus se openbaring kom nie uit menslike begrip nie. Dis die Vader self. En dit het my laat dink aan Matteus 6 vers 44, ek dink is vers 44 wat sê, waar Jesus sê, niemand kom na my toe as die Vader om die trek nie. Dis die Vader self wat vir Petrus hier wys, bonatuurlik wys, hierdie openbaring gee van wie Jesus is. En terwyl ek dit lees, besef ek dat dieselfde gebeur nog vandag. Dis die misterie van die evangelie. Daar's 'n oomblik wat God se gees vir jou die gordyn wegtrek en wat jy hierdie sien, nê? Dis hoekom Paulus ook sê, hierdie boodskap is vir die wêreld dwaasheid, maar vir ons is dit 'n krag. Hoor gou wat sê Paulus, ek spring so 'n bietjie. Hoor wat sê hy in 1 Korintiërs 12 vers 3. Hy sê niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. His glory, our story. In hierdie moderne wêreld waarin ons leef, op 16 Maart 2025, doen die Heilige Gees dit nog steeds. In hierdie moderne wêreld met sy stelsels en sy dinge, kom die Heilige Gees nog steeds en hy help ons, hy openbaar dit vir ons, om soos 'n Petrus te kan sê, Jesus is Here. Hy is die ware koning. Hy openbaar dit vir ons. Hy wys ook dan vir ons wie Jesus is. Wie is hierdie koning? Wat se tipe koning is hy en wat wil hy doen? Die heerlikheid van sy tipe koningskap word aan ons geopenbaar deur die Heilige Gees. Okay, hierdie is nog net die begin en dis lekker, nê? Nee. Okay, dan praat Jesus verder, nou dat Petrus dit gesien het, 'n openbaring van die Vader, deur die Heilige Gees, praat Jesus verder met hom, en sê hy vir hom, en ek sê vir jou, jy is Petrus. Hy was Simon Bar-Jona, seun van Jona, ander evangelie sê, seun van Johannes. Dit was sy naam, maar nou is jy Petrus, jy's rots, Petros, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, van die ander vertaling sê, sal ek my kerk bou. Gaan die kerk op Petrus gebou word? Nee, Petrus het 'n groot rol gespeel, maar Jesus sê iets anders. Hy sê, op hierdie rots gaan ek my kerk bou. Op hierdie openbaring, Petrus, wat jy gehad het, dat Jesus eintlik die gesalfde koning is, wie hy is, en wat hy kom doen, op hierdie openbaring wat jy nou gehad het, dis die rots, dis die klip, dis die hoeksteen, waarop ek gaan bou. En hoor wat sê Jesus dan, dis kragtige woorde hierdie, hy sê, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nou in daai tyd, die poorte van 'n stad was 'n simbool, dit het iets gesê van hoe sterk is hierdie stad. Hoe sterk is hierdie stad se militêre mag ensovoorts, hulle invloed, hoe sterk is dit? En Jesus gebruik juis hierdie beeld saam met die doderyk. Maak nie saak hoe sterk is die doderyk, maak nie saak hoe sterk is dit wat met die mens gebeur het nie. Daai poorte, dit wat dit verteenwoordig, sal nie dit oorweldig nie. Dan shift Jesus so bietjie, dan sê hy, ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee, hoor nou hierdie gedeelte, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus Christus is nie. Okay, dis hoe ons die Bybel lees, né? Vra. Hoekom sê Jesus vir hulle? Hulle moet vir niemand sê nie, sodat jy kan ontdek. En weet jy hoe maklik is die ontdekking? Partykeer moet jy net verder lees.
Net verder lees. Kyk, so hier gebeur 'n klomp goed. Eerste ding wat in hierdie kort stukkie gebeur is, Petrus se naam word verander, Simon Bar-Jona na Petrus toe, op hierdie openbaring, dat Jesus die gesalfde koning is, op hierdie openbaring gaan ek my kerk bou, dan praat Jesus van die woord kerk, of gemeente, wat die Griekse woord ekklesia is. Nou as jy gaan kyk wat ekklesia beteken, ons het 'n familie op missieproses, daar leer ons dit ook vir ons mense, ekklesia verwys na mense, verwys nie na 'n gebou nie. Jesus het nie hier gesê, ek gaan 'n klomp kerkgeboue oprig nie. En hy het juist die woord ekklesia gebruik, want die mense van daai tyd het almal geweet wat is 'n ekklesia. Die Romeinse mag het so oorheers oor daai tyd, dat kom ons sê, hulle het vanuit Rome 'n plek van 500, 600 of 1000 kilometer verder onder hulle beheer gekry, dan het die mense wat daar gebly het, wat daai oorwinning daar gehad het, het begin om mag uit daar te oefen, en hulle was die ekklesia genoem. So dit was 'n groep mense met 'n baie spesifieke missie. Nou ons ken meer die woord ambassade, nee. Ambassade is, ons het byvoorbeeld 'n ambassade, sê nou maar in Spanje, nee. So is iets van 'n verteenwoordiging van ons in daai land, dis 'n koneksiepunt, maar ons het nie mag daar nie. Suid-Afrika het nie mag daar nie. Die ekklesia was anders. Die ekklesia was juis ouens wat Romeinse burgerskap gehad het, al sit hulle in Caesarea Philippi, al sit hulle buite Rome, en hulle begin om die Romeinse kultuur, waardes, boustyl, opvoedkunde, godsdiens, gode, alles, begin hulle daar te implementeer. En saam met hierdie feit, dat Petrus sien dat Jesus is die gesalfde koning en nie die keiser nie, sien hy ook dat Jesus praat nou oor die ekklesia, want God gaan 'n nuwe ekklesia bou. En hy gaan hierdie ekklesia gebruik vir sy koninkryk. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Hy gee ook vir hierdie ekklesia 'n sleutel. 'n sleutel om goed oop te sluit en toe te sluit. So Jesus begin so 'n beweging, so 'n gemeenskap van mense wat hy dan gebruik in sy koninkryk. En dan sê Jesus vir hulle, julle mag vir niemand sê dat ek die Christus is nie. Hoekom nie? Jesus het geweet, daar's iets wat hy eers moet doen, wat net hy kan doen, voordat hy sy ekklesia kan bou. Voordat die poorte van die doderyk aangespreek kan word. Hoor wat sê hy? Bybel is incredible. Matteus 16 vers 21-23. Van toe af het Jesus begin, na al hierdie spectacular goed nou, nee? Hier swaai die conversation. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem toe moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood, en op die 3de dag opgewek word. Hy moes veel ly van hulle af. En toe neem Petrus, hoor dit gebeur hier, Petrus neem vir Jesus op sy, en begin hom te bestraf. En hy sê vir hom, mag God dit verhoed, Here, u sal dit nooit oorkom nie. Hy het nou net gesien, dat Jesus is Here. Nou sê hy, mag hierdie nooit dit nooit oorkom nie. Hy kan nie, hierdie Jesus is Here, maar hy gaan ly en hy gaan sterf. Hy kan dit nie by mekaar sit nie. Maar Jesus, hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan, is harde woorde hierdie, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Petrus het nog nie verstaan nie. Petrus het nog nie gesien wat hier gebeur nie. Hy het nog nie besef dat na die sondeval was die hele mensdom in die mag van die bose. Nee, as gevolg van sonde het die vyand, hier is 'n belangrike deel, die vyand het 'n houvas en 'n aanklag teen die mens gekry. Wat sê Openbaring 12? Openbaring 12 vers 10 sê, Satan, hy is die aanklaer van die broers. Die mens was in 'n toestand van skuld, van
veroordeling, van dood, want dit was die gevolg van sonde, en die vyand het alles in sy vermoë gedoen, om daai klag en daai toestand vir die mens op te tel. Die enigste verlossing, ek is so opgewonde, ons is op pad Paasnaweek toe, ons gaan na Paasnaweek toe, gaan ons 'n bietjie praat oor lyding, ons gaan praat oor die bloed, op pad na Paasnaweek toe. Die enigste verlossing, nou moet ons bybly, dit is baie belangrik, want dan verstaan jy jou lewensstorie. Die enigste verlossing van hierdie mag van die bose, was Jesus se oorwinning oor die bose, deur sy dood aan die kruis. Ons weet, toe Jesus vir ons sterf, toe neem hy al ons straf op hom. Hy sterf in ons plek, hy neem hierdie straf op hom, hy het dit namens ons gedra. Maar wat doen Jesus nog? Hoe oorwin hy die bose? Hierdie aanklag, hierdie beskuldiging, hierdie houvas wat daar op ons was, in daai oomblik van die kruisiging, breek hierdie aanklag, want Jesus was ons met sy bloed. En nou word ons sy geregtigheid, omdat ons met sy bloed gewas is, en sy bloed ons regverdig maak, en ons kan eintlik dan sê, sy bloed is geregtigheid, daar's geen ongeregtigheid in dit nie. So hoor hoe werk dit, Jesus oorwin hierdie bose mag, hierdie aanklag, al hierdie goed wat saam met dit kom, oorwin hy deur sy kruisdood. En dan skryf Paulus in Kolossense 2 vers 15, hy sê, die skuldbrief teen ons, hy het die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, hy het dit uitgedelg, hy het dit weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal. Daai beskuldiging, hoe oorwin God dit? Deur sy kruisdood, deur sy liefdesoffer, deur sy genade, deur vir ons te sterf, deur sy bloed te gee wat ons skoon was, sodat ons nou bedek is met sy bloed, en daar is geen beskuldiging meer teen ons nie, en hy het die owerhede en die magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer. Daardeur, waardeur? Deur die kruis. Dis hoe hy oorwinning behaal, deur die kruis. En nou Petrus, nou kan ek my eklesia bou, want hulle is nou bloedgewastes. Daar's nie meer straf nie, daar's nie meer veroordeling nie, daar's nie meer 'n houvas nie. Ek kan my eklesia bou. Die ander ding wat Petrus nie verstaan het nie, en dit is hoekom hy Jesus, en dit sluit so aan by hierdie, dis hoekom hy Jesus bestraf het, toe Jesus sê, ek gaan nou ly, ek gaan sterf, en op die 3de dag opstaan. Die ander ding wat Petrus nie verstaan nie, is dat God se gesag, God se oorwinning, God se manier van regmaak, lyk anders. God se koningskap lyk anders. Dit lyk nie soos die wêreld se nie. Dis hoekom toe hy Jesus bestraf, onthou op 'n stadium het hy mos daar in die tuin ook die oor afgekap en jy weet al daai goed het gebeur en Jesus keer vir dit, nee, hy sê dis nie die manier nie. Hy sê vir hom ook, hy sê jy bedink nie die dinge van God nie, jy bedink die dinge van mense. My gesag, my mag, my heerlikheid, my oorwinning lyk anders. Ek bring oorwinning met die kruis, nie met 'n militaristiese stelsel nie. Die wêreldse magte, dit wat julle tot nou geken het, en Petrus, dis hoekom jy so wil reageer, oorwin met geweld en oorheersing en beheer, maar Jesus se oorwinning kom deur sacrifice, selfopofferende liefde, liefde en genade en gehoorsaamheid aan God. Daarom Filippense 2, het hy dit geen roof geag om sy hemelse plek te verlaat, die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en te kom en selfs tot die dood gehoorsaam te wees. Al die straf, al die sonde, al die ongeregtigheid op hom te neem nie, sodat ons gewas kan word met sy bloed en sodat ons nou die geregtigheid van God kan wees in Christus. My koninkryk, Petrus, jy bedink soos die mense. Jy bedink soos hierdie wêreldse koningskapstelsel, nie soos God se nie. Onthou toe Jesus voor Pontius Pilatus staan en hy vra hom, is hy 'n koning? Toe sê Jesus die volgende, Johannes 18, hy sê, Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie.
As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Wat sê Jesus? Jesus sê, die aard, die natuur, die inhoud van my koninkryk is anders. My gesag, my regeringsgesag, my mag is anders. Dis nie polities nie, dis nie beheerend nie, dis nie militêr nie, maar dis gebaseer om dit te doen, om dit te doen wat die heerlikheid van God sal bring in hierdie wêreld. En ons het hierdie al baie in Doxadio verduidelik en ons sal dit nog steeds baie verduidelik. Dit is hoekom die mense Jesus gemis het as hierdie gesalfde koning, want hulle het dit verwag. Romeinse ryk uit die pad, uit militêr. Maar Jesus kom nie so nie. Hy kom met sy heerlikheid in daai wêreld. Hy sê daar's 'n ander manier, God se manier. En dit bring ware heerlikheid. Wat sê die kruis vir ons van Jesus se koningskap? Die kruis sê vir ons dat die kroon van Jesus lyk ook anders as die kroon van wêreldse koningskap. Die kruis is die kroon. Die kruis is die kroon. Partykeer en ons almal leer en ons almal groei, so ons almal sê partykeer verkeerde goed, maar ek het al gehoor dat mense sê ons moet nou verby die kruis beweeg. Ons moet nou aanbeweeg. Die kruis is die kroon. Dit is die kruis wat juis hierdie koningskap, hierdie tipes koningskap gebring het. Daarom sê Paulus in Galasiërs 6 later as hy skryf, dan is in vers 14, hy sê, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie. Nooit nie. Behalwe in een ding. Behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Ons praat vanoggend so 'n bietjie meer, ons gaan so 'n bietjie meer na ons storie toe. Hoor wat sê Jesus dan? Jo, dis mooi, laat die Bybel net so volg, dat dit so akkuraat opgeteken is. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Ons moet dit weer lees. Spreek nie meer baie oor hierdie in ons tyd waarin ons leef nie, nee. As iemand my wil navolg, moet hy homself verloon. Hy moet sy kruis opneem en hy moet my volg. Jesus het sy kruis opgeneem. Jesus het 'n tipe heerlikheid gebring wat hierdie wêreld nog nooit geken het nie en hy het dit na ons toe gebring. En dan sê hy, ek gee vir die eklesia sleutels. Sleutels. Hoe lyk hierdie sleutels? Julle het vanoggend dit gekry, het julle by die deur ingekom het. Nou moet ek net myne kry, o hier sê. Die sleutels het 'n kruisshape. Dit het 'n kruisvorm. Dis hierdie sleutel. Dis hierdie kroon wat sy koninkryk oopsluit, want dit bring ware heerlikheid. Dit bring ware heerlikheid. Dit bring 'n heerlikheidslewe. As ons praat van his glory, my story, dit is ons storie. Dit is waarvoor ons geroep is. Dis die tipe heerlikheid wat ons dra. Die profeet skryf al daar in die Ou Testament, dan verkondig hy eintlik ook hierdie. Hy sê nie deur krag nie, nie deur geweld nie, maar deur my gees. As ons die heerlikheid van hierdie oorwinning verstaan, hierdie oorwinning wat anders is. Onthou julle vir Kamen? Daar was jare terug Kamen, hy het klomp liedjies gesing en opgevoer en so aan. En hy het so 'n liedjie gehad en die liedjie het gegaan oor Jesus en die vyand in 'n bokskruit. Nee. En dis hoe hy dit voorgestel het, ook met goeie bedoelings. Maar die oorwinning was die kruis. Die oorwinning was die offer.
dit het die liefde gebring. En nou sê Jesus hier, hy sê, as iemand wat my wil navolg, hierdie Ecclesia, moet jou kruis opneem. Jou lewe moet 'n kruis shape kry. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. As ons hierdie heerlikheid verstaan van die kruis, dan begin ons anders te leef. Ek weet nie of mense dit so kan sê nie, maar as Jesus 'n Ecclesia sou moes vorm, sonder die kruis, sou dit gewees het. Dus kom hy sê, moenie gaan vertel nie, want net wil hulle my met geweld weer koning maak. Nou dat hulle dit hoor, ek moet eers iets doen. Ek moet eers wys wie is hierdie koning en hoe lyk sy heerlikheid. Hierdie woord nooi nie net vir Petrus nie, maar die woord nooi elkeen van ons, om te verstaan wat by die kruis gebeur het. Om te verstaan dat my en jou lewe 'n kruis shape sal hê. Hy nooi my en jou vir sy oorwinning. Hy nooi my en jou vir sy heerlikheid. Hy nooi ons vir sy koninkryk om dit in hierdie wêreld in te bring, maar met 'n kruis shape. Soos wat hy dit gedoen het. Dink sommer nou, terwyl ek oor preek, ek onthou klomp jare terug, het Alan Platt gepraat oor die 4 verskillende tipe kerke wat jy kry. Ek weet nie of ek nou almal gaan onthou nie. Hy het eers gepraat van die afwesige kerk. Dit is, jy weet nie eintlik van die tipe kerk, jy is net stil. Dan het hy gepraat van die protesterende kerk. Dit is die kerk wat jy net van iets hoor as hulle dit wil doen. Hy sê, en dan is daar die kulturele kerk. Daar is die kerk wat sê, ons moet die wêreld bereik, maar nou raak ons net soos die wêreld. Ons lyk net soos hulle onder die vaandel van ons moet hulle bereik. Dan sê hy, waarvoor roep God ons? Hy roep ons om die incarnational church te wees. Die kerk wat 'n kruisshape het. Die kerk wat oorwin deur God se heerlikheid. 'n ander manier, 'n ander koninkryk, 'n ander koningskap, nie deur krag, deur geweld nie, maar deur sy gees. Nou vanoggend toe jy ingekom het jy 'n kruis gekry en ek wil jou vra, hy klarig so 'n gaatjie daarin om te gaan sit aan jou sleutels of iewers aan 'n toukie of iets. Party van julle sal dit dra, dink ek. Om hom te vat en hom te gaan gebruik as herinnering om te sê, Here, hierdie kruis, dis my lewensstorie. So ek jou vanoggend gou vra om jou kruis te vat. Net sommer so in jou hand. Miskien wil jy vanoggend hierdie kruis sommer net so teen jou bors of teen jou hart druk. Dan wil ek jou vra, sommer net daar waar jy sit, terwyl jy hom in jou hand het of teen jou bors, wil jy net jou oë toemaak nie. En net vanoggend bid en sê, Here, ek wil vandag my roeping vasmaak. Ek wil lyk soos die Ecclesia waarvan U praat. Miskien wil jy dit vanoggend net weer saam met my bid en sê, Here, kom maak my lewe 'n kruis-shape lewe. 'n Lewe wat U koningskap en U koninkryk verstaan. Mag dit meer en meer my lewensstorie word. Dankie Heilige Gees dat U ons vanoggend ook insig gee in wat dit beteken om ons kruis op te neem en U te volg. Om oorwinning te behaal, deurbraak te behaal, lewe te behaal, heerlikheid te behaal deur 'n kruisshape lewe. Here, mag ons 'n incarnational church wees. God wat so lief het. God wat so lief het dat hy mens word. Mens word en onder ons kom woon en ons kom dien. En 'n prys betaal, die hoogste prys waaraan ons kan dink, sy eie lewe. Om heerlikheid te bring. Volgende as ons hieroor praat,
Daar is so 'n bietjie van 'n misterie in dit. Dis hoekom die Heilige Gees dit vir jou moet oopbreek. Ons wêreld waarin ons leef is heeltemal anders. Hierdie wêreld lyk heeltemal anders, werk anders. En die woord wat vanoggend by my opkom is kondisioneer. Here, kom kondisioneer ons met u manier. Dankie dat die Gees ook vandag, net soos met Petrus, vir ons openbaar wie hy is, hoe die koninkryk lyk, wat hy wil doen, maar ook die wyse, die manier hoe hy dit wil doen en ons wil gebruik. Volgende wil ek soms iets sê waaroor ek net baie keer dink, en dis nie 'n antwoord, dis net iets waar ek baie keer dink. Partykeer kyk ons na situasies, dan kyk ons na die situasie en dan sê ons, maar as God Here is, hoekom lyk dit so? Ek weet nie of dit die regte vraag is nie. Ek wonder of die vraag nie moet wees, Here, hoe wil u my hier gebruik met die kruis om u koninkryk te laat kom nie? Net waar jy sit, wil ek jou vanoggend nooi, miskien net in jou persoonlike, onmiddellike persoonlike lewe, omgewing. Miskien is daar goed wat jy vanoggend hoor hoe die Here met jou praat en sê, Eklesia, vat hierdie woord in 'n omgewing in. Miskien is dit vanoggend bietjie weier, miskien is dit hier in ons omgewing. Iets waar die Here vanoggend met jou praat, of jy sê, neem jou kruis op. As God vir ons iets gee om te doen, is dit omdat hy iets van ons wil hê nie, maar vir ons wil hê. Hy wil sy heerlikheid bring in ons lewensstorie. Ek gaan jou geleentheid gee om net so vir 'n minuut of 2 net te sit, net daar te hoor wat die Here ook vir jou sê.